Vriende, ek wil graag saam met jou vanoggend lees uit 'n pragtige verhaal in 2 Konings in die Ou Testament, 2 Konings 6, vers 1 tot 7. Dit handel oor waar Elisa 'n byl laat dryf het wat in die water geval het. Maar voor ons by dit net begin, wil ek ons erediens eintlik vanoggend inlei met die kennisname net van nog 'n week, nog 'n oorlog. Is dit nie ongelooflik skokkend nie? Verlede week het ons presies 'n week terug wakker geword in die oggend met die nuus dat daar nog 'n oorlog uitgebreek het, hierdie keer in Iran. Gaza het nog nie opgehou nie, Oekraïne het nog nie opgehou nie, en nou is daar ook onstuimigheid tussen wêreldmoondhede. Ja. Kinders kan uitbeweeg, dankie dat julle my herinner. Die kinders kan uitbeweeg. So terwyl die onstuimigheid in die nuus uitspeel, is daar natuurlik 'n klomp goed wat binne in my en jou harte gebeur. Ons besef alles het rimpel-effekte, né? Daar is ons handelsroetes wat toemaak, daar is oliepryse wat styg, daar is ekonomieë wat groter druk optel. Op die ou einde is dit nie net soldate wat hierdie konsekwensies moet deursien of politici nie, maar dit is gewone mense soos ek en jy wat dit voel ook aan onsself. En dan is daar 'n vraag wat by ons opkom, soos wat gaan volgende gebeur? Wat gaan die volgende skuif wees? Ek sien Rusland verskaf intelligensie aan Iran en China verskaf parte. So daar's 'n klomp bewegings op die wêreldpolitiek wat plaasvind, en jy wonder so, dit voel amper asof die wêreld so op 'n afgrond staan, en met al hierdie groot goed wat gebeur, en troepe en vliegdekskepe wat in beweging gebring word, dan wonder jy of dit nie totaal en al onbenullig is om God nog lastig te val met my klein probleempies nie. Want skielik voel my probleempies soos so onbenullig. En miskien in die lig van die groot onstuimigheid in die wêreld, is dit juis 'n teks wat vanoggend nogal hard praat met my en bemoedigend is teenoor my, en wil ek dit so graag aanbied vir jou ook. Ek sal graag saam met jou wil lees uit 2 Konings uit. Die profetegroep het vir Elisa gesê: kyk, die plek waar ons voor u woon is te klein vir ons. Laat ons asseblief na die Jordaan gaan en elkeen 'n balk kry sodat ons 'n plek kan maak om te bly. En gaan, het hy gesê. Maar die een sê toe: maar wees asseblief so vriendelik en gaan saam met die dienaars. En hy het gesê: goed, ek sal gaan. En hy het toe saam met hulle gegaan. En toe hulle by die Jordaan aankom, het hulle die bome afgekap, maar terwyl die een besig was om 'n balk af te kap, val die byl se kop in die water. Hy roep toe uit en sê: ag my Heer, dit was 'n geleende een. En daarop vra die man van God: waar het dit geval? Hy wys hom toe die plek, en die man van God het 'n stukkie hout afgesny, dit daarin gegooi en die byl se kop laat dryf. Hy sê toe: haal dit vir jou uit. En hy het sy hand uitgesteek en dit uitgehaal. 'n verstommende verhaal, maak soveel vrae in 'n mens wakker, en miskien is die beste plek om te begin om net eers 1 tree terug te gee en jouself binne in die Bybel te oriënteer en vir jouself te vra: wow, nou, waar en wanneer het hierdie afgespeel? So, ons is baie lief vir hierdie skets, hierdie tydlyn, om dit te gebruik net om jouself te oriënteer. En jy weet al teen hierdie tyd die 1 datum wat jy hoef te onthou, net 1 datum, dis 'n maklike datum, dis 1000 voor Christus.
toe is Dawid koning gewees, en Dawid het 'n seun Salomo, en Salomo het 'n seun Rehabeam, en onder hom skeur die ryk in 'n noordryk en 'n suidryk. Hierdie verenigde monargie wat Dawid opgebou het, skeur onder sy kleinseun in 'n noordryk en 'n suidryk. En die noordryk word aangeval in 722 voor Christus deur die Assiriërs, en hulle word in ballingskap weggevoer. Gelukkig bly die suidryk staande. Die Here doen 'n groot wonderwerk onder die koningskap van Hiskia, en die suidryk kan die aanval afweer. Maar na die Assiriërs kom daar 'n nuwe wêreldmoondheid op die toneel, die Babiloniërs, en die Babiloniërs val toe die suidryk aan en voer hulle in ballingskap weg, omdat hulle toe ook teen 597 weer verval het in afgodsdiens. En asof dit nie twee wêreldmoondhede nie goed genoeg is nie, toe ontstaan daar 'n derde wêreldmoondheid onder Kores, naamlik die Perse, en wat ironies genoeg vandag die hedendaagse Iran is, en Kores laat toe almal wat in ballingskap weggevoer was deur die vorige twee Sarsies, laat hy toe terugkeer. Het was 'n politieke skuif, so 'n strategiese skuif om opstande te verhoed. En toe onder Kores keer Nehemia terug om die stadsmuur te herbou. So 'n voel oorsig net oor die tydlyn van die Ou Testament, en as ons dan nou kyk na Elisa, dan vind Elisa se verhaal plaas binne in die Noordryk. So dis na die koningskap van Dawid, wat beteken daar is al 'n tempel, maar dis in die noord, maar die tempel is in die suidryk, maar Elisa tree op in die Noordryk, en dis voor die wegvoer deur die Assiriërs. So as ons op daai boonste lyn net so vir 'n oomblik inzoom, want ek wil graag vir jou die konteks gee wat uitgespeel het binne in hierdie verhaal, dan sien ons dat Elisa eintlik sy hele bediening strek oor die lewe van omtrent 6 konings, en die meeste van sy optrede wat vir ons opgeteken is, het betrekking op die koningskap van Joram, die weduwee se kruik en Aman se genesing en so, en dit alles geskied tydens die koning Joram se koningskap. Maar jy kan sien, dis skaars 60 jaar, of Assirië val hulle aan en voer hulle weg. So die groot konteks wat ons van moet kennis neem, wat uitspeel binne in hierdie tyd van Elisa, is dat daar 'n groeiende kommer is oor die Assiriese opkoms. Want die Assiriërs se wreedaardigheid het hulle vooruitgeloop. Al die stories wat hulle gedoen het met mense wat hulle wegvoer, het vrees ingeboesem. En gevolglik, omdat hulle kan sien hier soos 'n wêreldmoondheid wat een nasie na die ander besig is om in te palm, en is soos 'n veldbrand wat al nader na jou toe aanskuif, is daar 'n groeiende kommer oor wat jy gaan doen, en gevolglik ontstaan daar 'n klomp komplekse bondgenootskappe, waar hulle probeer kyk, kan hulle samewerkingsooreenkomste met naburige volkere smee om weerstand te bied teen die Assiriërs. So, as jy al hierdie boek gelees het, en dan kom jy agter, nou veg die volk saam met die Arameërs, net om nou weer teen die Arameërs te veg. Wat gaan hier aan? Dit is hierdie komplekse bondgenootskappe. Hulle het nie geweet wie kan hulle vertrou, of waarom moet hulle krag in soek nie. En asof dit nie net genoeg is om 'n groter wordende bedreiging op die horison te hê nie, en nie net nie te weet wie is jou bondgenote nie, is daar ook intern in die land baie groot verdeeldheid. Want 'n deel van die land aanbid Baal, en 'n ander deel van die land probeer getrou bly aan die Here, en hulle kan nie uit een mond uitpraat nie. So baie van Elisa se werk is dan ook teen die Baal-profete en so aan gemik, en om eensgesindheid in die land te kweek. Dis die konteks waar binne in hierdie verhaal afspeel. As jy dan lees, hy roep toe uit en sê, ag my Heer, dit was 'n geleende een, en wonder jy self, goed, maar hoekom hierdie groot ontsteltenis oor 'n byl wat in die water geval, kan jy niemand net gou Builders Warehouse toe gaan en nog een kry nie, Buco toe het ook specials oor die naweek en so aan. Dit is nie so maklik nie, ek hoef dit nie te sê nie, maar as jy kyk toevallig juis hierdie tydlyn in herinnering roep, dan sien jy
Die brons tydperk eindig net so skuins voor Dawid se tyd en dan breek die yster tydperk aan. So Elisa vind hierdie verhale vind plaas binne in die yster tydperk en dan na dit is die volgende tydperk, noem hulle die klassieke oudtyd. Maar die opgrawings wat uit hierdie tyd uitdateer, wys vir ons presies hoe sulke builkoppe gelyk het. Hier's 'n regtige voorbeeld van so 'n builkop wat opgegrawe is hier so omtrent 800 voor Christus, so dit dateer baie uit dieselfde tyd uit van Elisa en dit kom nogal uit dieselfde streek uit ook. So jy kan sien, dis so 'n 2 snykantige builkop met die hef wat intussen al vergaan het. So dit is rede om ontsteld te wees. Yster was op hierdie stadium 'n verskriklike kosbare nuwe kommoditeit, maar dit was nog nie volop nie en daarom is dit baie waardevol. En verder is die verlies van so 'n stuk gereedskap, so 'n kosbare gereedskap, impliseer dat hierdie persoon wat dit geleen het in skuld gedompel word by die persoon by wie hy dit geleen het. En skande gaan oorkom en mense gaan weet dis hy wat hierdie vriend van hom in die skuld gedompel het, so daar kom skande vir hom oor. Dis 'n slegte etiket wat hy om sy nek gaan dra. En die verhaal speel baie met hierdie, slegs in 7 verse is daar so baie goed wat gebeur, wat eintlik die tafel dek vir ons om te weet, hier is ietsie wonderlik wat gaan gebeur, want in 7 verse skets die outeur vir ons hierdie teenpole van sink en dryf, en dan nog 'n ironiese ommekeer van omstandighede waar swaar yster skielik kan dryf en ligte hout sink. Hoe is dit moontlik? En dit alles dek vir ons eintlik die tafel, dat hierdie ding wat val en opkom, op 'n manier gaan heendui na verlies wat iemand oorkom en dan herstel wat plaasvind. En dan kom jy nou, as ons die tafel gedek het, vir waar en wanneer speel hierdie verhaal af, by die vraag, maar wat is die primêre doel van hierdie verhaal? Wat vertel hierdie, wat verkondig hierdie verhaal? En ek dink vir my, begin die boodskap duideliker raak, as jy nie net binne in die teks kyk nie, maar ook buite die teks, na wat in die konteks plaasvind. So die konteks sê vir my, dat as jy kyk na die gedeeltes, wat hierdie gedeelte vooraf gaan, en daarop volg, dan sien jy die 2 verhale voor dit, handel oor hoe Elisa uitkoms bring, tydens hongersnood in die land. So daar gebruik God hierdie profeet om 'n nasionale krisis af te wend. En dan die gedeelte wat net voor hierdie verhaal afspeel is, waar Elisa, die Arameese generaal Naaman van gemelaatsheid genees. Net nou nog het die Arameërs in 'n strooptog 'n jong dogtertjie ontvoer, en nou sy in diens van hierdie Arameese generaal. Maar hulle wil eintlik met die Arameërs goeie verhoudinge hê vir die Assiriërs wat kom, en hier is so 'n diplomatieke ding wat dan gebeur met 'n genesing van melaatsheid wat plaasvind. En dan net na hierdie verhaal val die Arameërs weer hulle aan, en dan verblind Elisa die hele Arameese leer, en dan bring hy ook uitkoms weer in die staat Israel deur hongersnood. So wat interessant is dat hierdie groep verhale binne in 2 Konings staan bekend as die Elisa siklus, en dit skets vir ons Elisa se bediening as absoluut omvattend. Dit het 'n effek gehad nasionaal, internasionaal en persoonlik. Want smack bang in die middel van dit alles wys dit vir ons dat God nie net hierdie man gebruik op nasionale en internasionale front nie, maar skielik onverwags in 'n totaal onbenullige jong student wat iets verloor. En is interessant vir ons dat die naam die Here nie een keer in die verhaal na vore tree nie. Die verhaal vermy God se naam, want dis eintlik die bedoeling is dat
God implisiet teenwoordig is deur die profeet. Die profeet verteenwoordig God daar. En dit verkondig met ander woorde vir ons hierdie verhaal, spesifiek hierdie 2 Konings 6, verkondig dat die Here nie net begaan is oor wêreldgebeure nie, maar ook oor 'n eenvoudige individu. Vir jou ook. Nie net Iran en Gaza en Oekraïne nie, maar vir jou. Hy is ook begaan oor jou. So die vraag waar dit my los by vanoggend is, as ons praat oor wat's die boodskap van hierdie verhaal, dan is die boodskap eintlik dat ons vrymoedigheid mag neem om met die Here te praat oor ons eie probleme ook. En dit is my nogal 'n interessante plek waar ek dan kom, want ek wonder, is dit die plek waar die gehoor is? Sukkel ons met daai vraag? Wonder ons of ons God lastig val al dan nie? Partykeer voel dit vir my as ek na my eie lewe kyk, is dit asof ek in 'n pendulum beweeg, dat ek partykeer onthou ek moet bid vir groot en belangrike sake, en dis eintlik makliker vir my om te bid vir my eie belange. Dit is eintlik partykeer iets wat my nogal onrustig maak, dat ek agterkom in my eie gebedslewe, as ek luister na wat ek bid, en ek bid vir hierdie kind, help hierdie ene met vriende, en daai ene met die toetsreeks, en hier help ons met hierdie finansiële ding, dan is dit amper asof God in my diens is, en nie ek in sy diens is nie. So, dis vir my nogal belangrik om myself partykeer weer te herinner, nee, ek moet nie net vir myself bid nie, ek moet ook vir groot sake bid. So dit hang af waar jy is, het jy vrymoedigheid om met God te praat oor jou eie persoonlike probleme? As jy nie het nie, is hierdie teks 'n waarborg vir jou, dat God nie net begaan is oor internasionale gebeure nie, maar oor jou. As jy iemand is wat vrymoedigheid het om met God te praat, maar jy wonder, maak dit enigsins 'n verskil as ek bid? Of ek nou bid oor my persoonlike probleme of oor wêreldgebeure, maak dit ooit 'n verskil? Dan is hierdie verhaal vir jou bedoel om ons weer aan te spoor om inderdaad te bid. God se hulp in te roep. Hierdie verhaal verkondig dat jy mag kom na God toe met jou persoonlike probleme. Dit gaan selfs 'n streekie verder, en ek sal jou so graag met dit wil uitstuur vandag. Dit leer vir ons dat selfs gewone krisisse in ons daaglikse lewens is groeigeleenthede wat God kan gebruik vir ons om in ons verhouding met hom te groei. Geleenthede waar ons hom in aksie kan sien. So moenie voel of jy God pla met onbenullighede nie, as jy met hom praat nie. Neem vrymoedigheid. Beskou elke probleem wat jy na hom toe bring as 'n geleentheid van groei. Nou as ons vandag in 'n sinagoge was, en ons het gister by mekaar gekom in Shabbat, of op Shabbat, dan kon ons nou vandag se diens hier afgesluit het, en dan was dit 'n heel mooi boodskapie vanuit die Ou Testament. Maar as Christene stop ons nie waar Shabbat stop nie. As Christene gaan ons tog 'n tree verder met die evangelie, en moet ons vir onsself afvra, maar hoe preek 'n mens Christus vanuit hierdie verhaal uit? Is daar in hierdie verhaal van 2 Konings een of ander parallel met die evangelie? En ek wil sê beslis. Hierdie verhaal gaan primêr oor 'n krisis wat die mens beleef, maar nie self kan oplos nie. En dis ietsie waarmee almal van ons kan identifiseer. Die hele mensdom
het in sonde ingesink. En as mensdom kan ons niks daaraan doen nie. Ons kan nie loskom van dit nie. Ons sien so mooi in hierdie vers, roep hierdie persoon uit, ag my Heer, dit was geleen, dit is belaai met die wete, nou is ek in skuld gedompel, daar is nie 'n manier, ek kom uit dit uit nie. Dus dit beklemtoon die mens se magteloosheid binne in hierdie situasie. En dan volg die ingryping, die goddelike ingryping van genade wat plaasvind. Die profeet tree nader, vra, waar het dit geval? En dit is presies hoe Christus ook nader tree na ons toe. Ons te hulp kom, vir jou te hulp kom, met hierdie krisis wat ek en jy nie kan oplos self nie. Ons lees hoe vers 6 dan sê, die man van God het 'n stukkie hout afgesny, dit daarin gegooi en die byl se kop laat dryf. Die ondenkbare gebeur, skielik dryf die swaar ding en die ligte ding sak. Hierdie ommekeer is presies so 'n ommekeer wat op die kruis van Golgotha gebeur. Wanneer Christus my en jou sondes op hom neem. Dit wat my en jou laat sink het, laat verdrink het, neem hy op hom. Maar sy heerlikheid, sy skoonheid, sy vlekkeloosheid, dit gee hy vir jou. Hierdie ommekeer vind op die kruis van Golgotha plaas. Hierdie verhaal sluit dan af met die eenvoudige opmerking, as die byl daar dryf, haal dit vir jou uit. En is letterlik die rol van geloof. Christus het dit alles alreeds vir ons gedoen, verlossing vir ons bewerk. Al wat geloof is om dit toe te eien vir jouself, dit te vat. Medegelowige, sal so graag met jou vanoggend direk tot jou wil praat. Ek gesels onlangs met 'n vrou wat vir my sê dat sy was ruk terug deur haar man verneek en heeltemal verwoes en dit het vir haar gevoel of die wêreld haar insluk. Dit het gevoel of alles net te veel raak vir haar. Sy het dit ook gesê. Sy het gesê ek kan nie meer nie. Sy wou nie haar gesig ergens wys nie. Die lewe was net vir haar te veel. En asof dit nie was genoeg is om net die seer wat haar so laat verdrink het nie, was dit ook die woede, die haat, die wrok wat sy koester teen hierdie man wat haar so seer gemaak het. En op 'n manier het sy gekonfronteer geraak met die evangelie, gehoor van die goeie nuus van Jesus Christus wat kan nuut maak. En snaaks genoeg het hy nie daai hoofstuk uitgevee nie, daar's nie ietsie wat oornag net anders was nie. Maar sy het haar swaar hart vir Jesus gegee en stelselmatig het sy gevind hoe sy na die oppervlakte toe kom om asem te kry. Stelselmatig het hy haar gehelp om haar om 'n nuwe begin te maak. En medegelowige, dis wat ek vanoggend aan jou wil aanbied. Elkeen van ons ken hierdie swaar gevoel van 'n bylkop wat sink. Miskien is dit as gevolg van teleurstellings. 'n Huwelik waaroor jy teleurgestel is of kinders wat seer gemaak het. 'n Werk wat nie uitgewerk het soos wat jy gehoop het nie. Miskien is dit wat jou laat sink moegheid. Miskien is dit vrees. Bekommernis oor die onbekende. Miskien is dit wat jou laat sink bloot sonde. Feit dat jy weet jy het goed gedoen wat jy nie moes gedoen het nie. En jy kan nie die tyd terugdraai nie. Die
verstommende vir my is, dat toe hierdie man vir die profeet roep, en uitroep na hulp, en hierdie profeet wat God beliggaam, toe hy by die man kom, toe sê hy nie vir hom, jy moes jou gereedskap beter opgepas het nie. Hy sê nie vir hom, dis nou te laat nie. Dis net soos Jesus, toe Petrus uitroep na hom en sê ek sink, is daar niks van daardie verwyte nie. Jesus vat sy hand en hy red hom. Ek wil vir jou uitnooi vandag, as dit jy is, wat in so 'n situasie sit, of jy nie hierdie gebed saam wil bid nie. Dis 'n eenvoudige gebed wat net sê, Here Jesus, ek is besig om te sink, en ek kan nie myself red nie, maar U kan. U het vir my sonde gesterf en ook opgestaan sodat ek kan leef. Neem my lewe, maak my nuut, leer my om elke dag met U te leef. Iets in die lyn, in jou eie woorde. Kom ek gee kans vir stil gebed.